Ons praat vandag weer met professor Andries Raad en hierdie keer gee hy ons 'n perspektief op die beeldegroep wat daar op Kerkplein is. In besonder wat daardie beelde vandag ook vir ons sê. Die figuur van Paul Kruger met die 4 brandwagte wat elkeen in 'n verskillende rigting kyk. Wat sê daardie beeldegroep vir ons vandag? En daardie monument gewy aan president Kruger het ook 'n belangrike komposisie. Jy weet president Kruger daar, die figuur van Kruger is meer as 4 meter hoog op daai monument. En dan is daar die 4 brandwagte wat op die 4 punte staan. Hulle is elkeen hoër as 2 meter. En dit beteken nie dat hulle minderwaardig is teenoor Kruger nie. Dit beteken nie dat Kruger op hulle neerkyk nie. Kruger staan op hulle skouers. Kruger staan op hulle skouers. 2 van hulle voortrekkerfigure. 2 van hulle boere stryders uit die Eerste Vryheidsoorlog. En dit is die twee belangrike kante van die simboliek van daai monument. Aan die een kant die pioniersgees, die trekgeskiedenis, die uitdagings, ook die seën, dat daar uiteindelik ook 'n gemeenskap in die vorm van Pietermaritzburg daaruit voortgekom het, beslag gekry het. En dat die groot trek tot 'n hele klomp tipiese Afrikaner en boere gemeenskappe aanleiding gegee het. As ons so na hierdie monument kyk en ook die monument van die getuienis wat Paul Kruger en ook ander mense in ons geskiedenis nagelaat het, wat sê dit vir ons vandag? Wat sê dit vir ons vandag ten opsigte van 'n volk en 'n volk se geloofslewe en 'n volk se eenheid rondom daardie geloofslewe? Nou ja, Prof Raad het ook hier vir ons 'n besonderse lig op die saak gewerp. En daardie element spreek vandag tot ons. Dat daar in ons eie volksgeleedere weer 'n oplewing moet kom van die pioniersgesindheid van 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin. Na die wrakstukke van die postmodernisme, na die wrakstukke van die woke kultuur, na die wrakstukke van mislukte eksperimente van beskawings foefies wat uiteindelik 'n beskawing, naamlik die westerse beskawing, tot op sy knieë gebring het. Na die existentialisme en die postmodernisme en die aanslag van die wokisme, dat 'n westerse beskawing weer uit die woord moet opstaan. En daardie pioniersgesindheid, veral na die wrakstukke post 1994, wat ons rondom ons sien ronddobber, van 'n beskawing, 'n Suid-Afrikaanse, westerse, eerste wêreld beskawing, wat tot op sy knieë gekom het. En dat die simboliek van daardie monument, en ek wil dit nie net beperk tot Kruger nie, maar tot sy medeburgers en die hele volk, dat daardie gees by ons weer moet vaardig word. Daar moet weer 'n nuwe volk in terme van geloofstoewyding, 'n nuwe gemeenskap, 'n nuwe volksgemeenskap ooreenkom, wat verantwoordelikheid neem, ook in die geloof met daadkrag, ook verantwoordelikheid neem vir sy eie toekoms. Want die voortrekker element in daardie monument was een wat die oog op die toekoms hou.